Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot sy lof Psalm 118. Psalm 118, ons sing 2 verse daarvan, die 10de en die 14de vers. U is my God, u is al my verlange. Ek prys u om u majesteit. Loof almal saam met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, geen toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Die 10de en die 14de vers van Psalm 118 en daarna bely ons geloof saam. Ons word eendag in die hemelse poort verwelkom met die volgende belydenis op ons lippe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Dit is vir ons opgeteken in Eksodus 20
En daardie wet is vandag nog net so geldig soos dit was 2000, meer as 2000 jaar gelede. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak of enige gelykenis van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Dan die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Om ons antwoord die Here op sy wet deur Psalm 38 te sing. Psalm 38, 'n boetepsalm, en dit is 'n pleidooi aan die Here dat ons nie in ongenade ons misdade toegereken sal word nie, dat die Here ons met geduld sal verdra. Psalm 38 verse 1 en 5, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat alwetend is, U wat nie 'n
enkele sonde mis nie. As ons voor U sou staan, wie sou een enkele oomblik nie in toorn vergaan nie? En daarom bid ons tot U dat U ons daardie sonde sal vergewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Al die afgoderry in ons lewens, al die eie geregtigheid, al die eie willigheid met ons godsdiens, die wyse waarop ons met die heilige naam omgaan, die wyse waarop ons met U rustig omgaan. Ons bid dat U ons ongehoorsaamheid sal vergewe en al die wraakgedagtes wat ons in ons hart koester. En daar in die donker dieptes van ons hart waar ons met sondige begeertes, seksuele begeertes, U vertoren, bid ons dat U ons sal vergewe. En wanneer ons met die middele omgaan wat U vir ons gegee het, en ons gebruik dit nie reg nie, en ons begeer wat nie ons sin is nie, bid ons, Hemelse Vader, dat U ons sal rig om behoorlike rentmeesters te wees. Ons vra dat U ons sal vergewe ook daar waar ons so maklik kom en U naam bely en waar ons eintlik valse getuies word van U. En dan waar ons hart 'n fabriek van afgoderry is, daar gedurende opwelling is van allerhande sondige begeertes, bid ons dat U ons sal bewaar van die bose. Ons staan regtig naak voor U, U wat alles sien en weet. Ons bid dat hierdie woordbediening vandag vir ons tot seën sal wees. Ons is die kinders in die huis en ons het slegs aanspraak op U deur die genade wat ons in die Here Jesus Christus het. En daarom bid ons dat U ons sal lei om hierdie woord te verstaan en te begryp en ook in alle eenvoud in ons eie harte op te neem. Ons bid vir hierdie gemeente, dat hierdie gemeente ook met hierdie woordbediening en met al die genade wat sy het, dat sy vir U 'n lig op 'n berg sal wees. En dat hierdie woord sal uitgaan die wêreld deur, en dit sal ook net genade wees. Want heilig is U naam, en U het nie ons as mense nodig nie. En ons dankie dat U ons enigstens waardig ag om U getuies en diensknegte te wees, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons sonde vergewe is. Amen. Ons gaan voort uit ons woordbediening uit die Evangelie volgens Lukas, en ons lees hier uit Lukas 8 uit, vanaf die 40ste vers. Die Here Jesus Christus is nog steeds besig om te reis deur die beloofde land, besig om die evangelie te verkondig op allerlei maniere. Ons lees vanaf vers 40, en toe Jesus terugkom, dit is toe hy nou teruggekom het van hulle reis oorkant daar na die land van die Gadareners, en toe Jesus terugkom het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. En daar kom 'n man wie se naam Jairus was, en hy was 'n owerste van die sinagoge. En hy val voor die voete van Jesus neer en hy smeek hom om na sy huis te kom, want sy enigste dogter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê. En terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. En 'n vrou
wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en wat haar hele vermoë aan geneesere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter af gekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, u dogter is dood, moenie die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net, en sy sal gered word. En toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en moeder van die meisie. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf, en hy sê, moenie huil nie, sy is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. En toe hy almal na buite uitgejaag het, gryp hy haar hand en roep uit en sê, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan, en hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. En haar ouers was verbaas, maar hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou weer verder uit Psalm 38, hierdie keer die 8ste, die 9de en die 10de verse. Ag, Heer, U weet hoe hart en sinne staan daar binne as ek worstel in my leed, en voor U is my sigte en sorge nie verborge, daar U alles sien en weet. Psalm 38 verse 8, 9 en 10. Glory
Lukas 8 vers 44. Sy het van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Broers en susters, in hierdie gedeelte van die evangelie volgens Lukas leer ons 3 dinge van die Here Jesus ken. In hoofstuk 8 vers 22 het ons gesien dat hy die storm stil gemaak het. Met ander woorde, hy het mag oor die ganse skepping. En dan vanaf vers 26 demonstreer hy dat ook die duiwels aan hom onderworpe is. Sy mag strek ook oor die demone wêreld. En dan hier in ons skrifgedeelte is daar sy mag oor die dood. Hierdie is nie net blote teorie nie. Dis nie net iets wat droë teoloë besig hou nie. Dis die eienskappe wat ook 'n daaglikse verskil maak in ons eie lewens. In gewone mense se daaglikse lewens. Ook hier op die stofpaaie waar ons loop en hier op hierdie aarde waar ons trane stort. Hier waar die Seun van God onder ons kom tent opslaan het, soos Johannes dit in sy evangelie stel. Hier waar daar daagliks brood van smart geëet word, en die mensdom rondmaal en radeloosheid rondmaal, nie weet herwaarts of derwaarts nie, hier waar die gevolge van die sondeval so duidelik sigbaar is. Ons skrifgedeelte begin so. Toe Jesus terugkom van die bootvaart van oorkant die see, het die skare hom verwelkom en almal was hom te wagte. Onder hulle was daar die sensasiesoekers, diegene wat 'n bietjie opwinding in hulle saai lewens gesoek het. Hulle soek buitengewone tekens en wonders, dinge wat hierdie towenaar van Nasaret gereeld gedoen het en waaroor so baie mense praat. Hulle was om te wagte, maar dan was daar ook die ander wagtendes. Hulle wag soos die daaglikse rye en rye pasiënte wag in die staatshospitale in hierdie land, hopende dat hulle 'n dokter te sien sal kry. Hulle sit in rye met bloeiende verbande, krikke en rolstoele, stikkende brille, leë beursies, deurgetrapte skoene, checkersakkies met 'n paar toebroodjies of verweerde pilvoorskrifte in hulle hand geklem. Of hulle staan daar buite in die rookwalms van hulle nikotienverslawing, wagtend. Nie net hulle nie, maar ook die depressieleiers, die angstiges, die bekommerdes, die gejaagdes en die slapeloses. Die skare het hom verwelkom, want almal was om te wagte. Hulle druk en hulle verdring hom. 2 keer staan hy daar, hulle stoei en hulle steen, hulle vloek en verwens en vertrap mekaar om by hierdie Israel se geneesheer uit te kom. Hy is beskikbaar. Hy is beskikbaar soos hy altyd beskikbaar was. Hy is beskikbaar, nie meer as dit. Ons lees elders dat hy die skare innig jammer gekry het. En selfs daar druk die Afrikaanse vertaling dit nog nie sterk genoeg uit nie. 'n Ander vertaling praat van 'n diepe deernis. Sy meegevoel vir hierdie arme mense het hom tot in sy ingewande ontroer. 2 mense word in hierdie verhaal vermeld. Die een is baie invloedryk, die ander een sonder enige invloed. Die een het 'n naam, die ander een het nie eers 'n naam nie. 2 mense ter vervulling van Maria se woorde hier aan die begin van die evangelie waar sy sê, maghebbers het hy van die trone afgeruk en hy het nederiges verhoog. Jairus is die hoof van die sinagoge, een van die belangrikste, indien nie die belangrikste manne in die stad. Vir hom word daar plek gemaak.
Hy kom val aan die voete van Jesus neer, want sy dogtertjie is sterwend. Sy enigste dogter se toestand is uiters kritiek. Sy is maar 12 jaar oud en al die belofte van 'n lewe wat in haar opgesluit is op die punt om deur die dood vernietig te word. Daar lê die vernaamste broeder in die stof. Help meester, help dokter, help, kan nie asseblief saam met my kom nie. Die Here tal hom nie 'n oomblik nie, hy is beskikbaar. Hy is beskikbaar soos hy altyd beskikbaar was. Hy gaan, terwyl die skare hom nog steeds verdring, word daar vir hom 'n weg gebaan. En aan die einde van hierdie gedeelte leer ons 'n wonderlike les. Die dogtertjie was al dood toe die Here Jesus daar aankom. Die klaagsange van die professionele roubeklaars, want dit was die gebruik destyds. Mense wat vir 'n Joodse begrafnis gehuur was, daardie klaagsange het al reeds deur die huis weer galm, maar die Here Jesus het daar weer opgerig. Sy het onmiddellik opgestaan, dadelik begin eet, omdat haar ouers geglo het. Omdat Jairus in sy nood homself in geloof voor die Here se voete neergewerp het, is sy uit die dood opgewek. Soos alle ander gelowiges, ware gelowiges, het sy ontslaap. Sy het net 'n slaap binne gegaan. En daardie selfde slaap, daaruit sal ons almal eendag in 'n ewige lewe opstaan. Maar ons aandag is egter vandag by die ander verhaal, die verhaal binne in hierdie verhaal rondom Jairus. Ons aandag is by die onderbreking in Jesus se dringende sending na Jairus se huis. Want die lewe is net maar eenmal so. Die een se lewe word met die ander se lewe ineengevleg. Die een oomblik is jy met hierdie dringende saak besig en dan doen 'n ander dringende saak op. Maar niks is per toeval nie, broeders en susters nie. Niks is per toeval nie. Die onderbreking word veroorsaak deur 'n naamlose vrou. Sy is 'n niemand. En sy wil ook eintlik nie iemand pla nie. Maar sy is desperaat, sy is baie desperaat. Sy ly aan bloedvloeiing. Ander vroue verduur eenmaal 'n maand ongemak. Volgens Israel se wette is daardie ander vroue eenmaal 'n maand onrein, nie, sy bloei aan mekaar. En daarom is sy permanent onrein, 12 jaar lank al. Sy is ook daar tussen die skare. Haar bleek gesig waarskynlik swaar versluier. Behalwe vir die onophoudelike moegheid wat haar oorweldig, word sy ook immer sosiaal verwerp, asof sy self melaats was. 'n Vrou wat bloei word nie in die sinagoge toegelaat nie. 'n Vrou wat bloei word van die tempelgemeenskap uitgesluit. Volgens die Joodse wet kon 'n man self sy vrou skei as sy 'n bloeier was. Na 12 jaar het hierdie vrou nou die einde van haar pad bereik. Sy het nie meer krag nie. Sy het ook nie meer geld nie. Sy het haar laaste shekel op die dokter spandeer. Alle soorte dokters, geneesheere, bossiedokters, spesialiste, kwaksalvers. Sy het haar laaste sent op medisyne spandeer. Alle soorte medisyne, bloedstolmiddels, boegelbrandewyn, eysterpille, lennensdruppels, katboswortels, daggepitolie. Niks wou help nie en nou is haar geld op. Medies gesproke was sy 'n hopelose geval. Menslik gesproke was sy 'n verlore saak. Maar, en hier kom ons weer hierdie goddelike maar in die Heilige Skrif te. Die geneesheer van Israel, hy kan help. Die een wat deur sy disippels Here genoem word, hy kan help, so glo sy.
As hy net by hom kan uitkom. As hy maar net aan hom kan raak. Om voorin te druk sou nie werk nie, want die gedrang is te veel. Maar van agter, dalk as hy van agter kom. Broeders en susters, ek wil nie hierdie gebeure oordramatiseer nie, maar ek kan my voorstel dat sy in haar verswakte toestand waarskynlik haar pad kruipend na die Here gebaan het. Dat dit haar enigste inweg was, so tussen die bene en die voete deur, so deur dit alles, totdat sy die soem van sy kleed herken het en haar hand uitgesteek het. Ons teksvers sê, sy het die kleed aangeraak. Die Griekse woord wat aanraak beteken, hooptomai. Die Griekse woord word telkens gebruik in die sin van aanraak, maar dit kan ook vasgryp beteken. Sy het daai soem vasgegryp. Soos Maria Magdalena die Here Jesus na sy opstanding vasgegryp het, na sy opstanding toe sy hom herken het en uitgeroep het, Rabboni, het sy hom vasgegryp. Die bloedvloeiende vrou het hom vasgegryp, soos die engel van die Here by die Jabokrivier deur Jakob vasgegryp is. Toe Jakob gesê het, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. Sy gryp vas, want dit is haar laaste hoop. En die Here Jesus was onmiddellik bewus daarvan. En hier moet ons vir 'n oomblik vertoef. Die skare is baie. Hulle druk en hulle dryf en hulle verdring mekaar. Oral is daar hande van allerlei soorte wat na hom uitgesteek word, maar as een hom aanraak, hom gelowig aanraak, is hy bewus daarvan. Hy is God. Hy is bewus van alles en almal, altyd bewus van almal en altyd bewus wanneer een hom aanraak. Maar wanneer een hom gelowig vasgryp, dan gaan daar krag uit hom uit. Ons lees in 2 Korintiërs 16 vers 9 dat die Here se oë deurloop die hele aarde. Met ander woorde, daar's niks wat hom ontglip nie. Maar dan word daar bygevoeg om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die Here is reg in al sy weg, in al sy werk. Sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Maar hy is besonder naby. Hy is besonder naby die siel wat tot hom sug en hy troos die hart wat skreiend tot hom vlug. En dan soos ons ook in die profesie van Jesaja lees, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lamp het nie uitblus nie. Haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou, nie geleidelik nie, sy was onmiddellik genees en sy het haar liggaamskrag op daardie oomblik herwin. Dan en daar was daar weer kleur in haar gesig. En Jesus vra die vraag, wie is dit wat my aangeraak het? Hy vra dit nie uit onkunde nie. Hy weet natuurlik wie dit is. Hy vra dit om die vrou na vore te laat kom. Hy wil hê dat dit sy bekend moet wees en dat haar genesing bekend moes wees, want hy wou haar volkome genees. Almal moes dit sien. Nou sou sy kon teruggaan na haar gemeenskap en na haar mense, sy sou weer haar plek kon inneem in die sinagoge en haar gebede kon ook nou daar by die tempel opstyg tot die Here. Hy wou haar volkome genees. Nie net haar sosiale toestand nie, maar die Here Jesus, so het ons in vers 48 gelees, die Here Jesus spreek haar nou aan as dogter. Haar geloof het haar gered. Haar geloof maak haar 'n dogter van Abraham, die vader van alle gelowiges.
Haar geloof maak haar 'n suster van die vrou wat in hoofstuk 13, 5 hoofstukke verder, deur die Here Jesus 'n dogter van Abraham genoem word. Dogter, jou geloof het jou gered. Sy is nie net genees nie. Sy is nie net binne haar gemeenskap herstel nie, sy is ook nou gered. Sy is nie net gesond nie, sy is ook gered. Vroeër in Lukas se evangelie lees ons van die sondares wat die Here Jesus se voete met haar trane gewas het, want sy het dit gedoen uit dankbaarheid dat haar sondes deur hom vergewe was. Sy was nie siek nie. Sy was nie van enige liggaamskwaal genees nie, maar sy het ook daardie woorde gehoor. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Haar redding het deur sondevergifnis gekom. Sy is weer heel gemaak, geestelik heel gemaak. En is dit nie die belangrikste van alles nie, broeders en susters, om weer 'n seun of 'n dogter in die Vaderhuis te mag wees? Is dit nie nog belangriker as die liggaamlike genesing waarna so baie smag nie? Is dit nie belangriker as die gelukkige familiebande waarna so baie smag nie? Jou geloof het jou nie net gesond gemaak nie. Jou geloof het jou inderdaad gered, het jou 'n dogter van Abraham gemaak. In die Heidelbergse Katekismus is daar 'n beskrywing van wat is 'n ware geloof? En dis nie alleen 'n vasstaande kennis, 'n kennis waardeur ek alles wat in God se woord aan my geopenbaar is, as die waarheid aanvaar nie, maar dit is ook die vaste vertroue. Dit wat die Heilige Gees in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit louter genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, en ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Dit was hierdie vrou se geloof. Hierdie man het ander genees, hierdie man het ander gered. Ek wil hê hy moet dit ook vir my doen. Nie net aan ander nie, maar ook vir my. Wat kan ek meer vir julle sê, geliefdes? Wat kan ek meer sê? Die Seun van die mens het na ons gekom om te red wat verlore is. Werp jouself voor hom neer. Gryp vas aan die soem van sy kleed. Daarvan uit die dieptes van u gebedshoekie, daar tussen die waas van die trane deur, gryp vas aan die soem van sy kleed, terwyl die lewe besig is om u te vertrap. Want hy is beskikbaar. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid in hierdie dae van soveel onrus en soveel onsekerheid, bid ons vir verootmoediging, ware genesing van ons eie siekte, sonde, toestand waarin ons bly. Ons bid vir ware verootmoediging en dat hierdie verootmoediging ons daagliks sal bybly. Nie net eenmalig nie. Nie net op daardie dae wat die Here dan op 'n besonderse wyse vir ons geluister het nie, maar dat ons ook in die ander dae van ons lewe, elke dag, onsself voor hom verootmoedig, ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Wetende dat daar is geen ander naam gegee in die hemel en op die aarde waardeur ons gered kan word nie. Ons bid dat ons in dankbaarheid dan 'n lewe sal lei. Ons liggame sal stel as 'n heilige en welriekende offer, dat ons 'n lewe sal lei wat Christus sal verheerlik. En ons dank U daarvoor ook, want ook daardie goeie werke kom nie uit ons nie. En so dra ons al U kinders aan U op. Diegene wat nog op pad is na U toe en diegene wat U alreeds vasgegryp het.
Elkeen van daardie kinders dra ons aan die genade van ons Here Jesus Christus op. En ons bid in sy heilige naam vir volkome genesing. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 66, die 6de en die 7de verse. Kom luister toe, o Godsgesinde, kom, almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Psalm 66 verse 6 en 7. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.